van elkaar voor. Kom, Patrick. Stoppel, tot voor bij die deur. Kom, Patrick, kom, Coleman. Soldaat, sta niet achter op je briek. Oké, wow. Witboy, laat ons aflaai, man. Moet hem toch niet stamp niet aan. Ja, nee, ik weet het dan, Gesina. Minter, je kan ook maar aangewezen. Hij zal uit stem uitgaan als je hem ik weet stampt. dan, Gesina. Nelly, kom maar vast jij voor. Stoffen moet niet laten los. Als Coleman onrustig raakt, wrijft net zijn neus. Alles rechtgeloop, soldaat. Alles mooi gelopen was. Ik ga die toetsen bij Fatsimo. Dankie. Ja, ik weet dan, Gesina, soldaat. Als hierdie ding glijdt, bliksem ek vannacht vir jou. Dankie. Dan, Gesina, ek het vir jou nog ietsjes aangebind. Kom, scoot jy gaan seker. Donnie. Soldaat, dat is van. Dat is mijn held. 1, 2, 3. Ag, man. Kerels, ek het julle gesê julle moet verander. Wat dink jy? Soldaat, lag. Hij zal hem in de was, denk ik. Ik kan niet. Stadig, dankie. Ja, aangezien soldaat. Soldaat. Ik kan die bas niet doen. Hij is zeer bas, denk ik. Nou, voor wat kan jullie dan weer die patten houden? Excuse bas, denk ik. Dankie als je nou hem indraat. Dan gesien, ek het met die dan aangesikkel vir myle. Sonder 'n skrap of 'n stamp. Jy los nou vir my. Dankie. Mom? Mom, it's Harry. Mom, open up. I can't stand out here all blooming day. Must you really go, Philip? If it comes to war, it is my duty as an officer. And a gentleman. You are so brave. It is a call I shall never fail to answer. Mom! Yes? What do you mean, yes? I want to come inside, is what? You're dirty. I want to wash. Now open the damn door. Then fix the plumbing. It's been a week. Mom! That's boiling! You've been drinking, Ma. Mom, open up so I can wash properly, please. Oh, that's freezing, Mom! Going to join up, I tell you. Say what you want and treat me like you want. I'm going to fight the Boers. You are not joining any army. You wait and see. Is it so, or is it not so? Is it so, or is it not so? Hans, tell me, is it so? Like you say, Joey, just like that. See, even a Boer agrees. Sorry, Hans, no offense, but you are kind of a Boer. I mean, speaking their language and all that. Even a Boer agrees that old Kruger is a dumb old fool. But do you have rights? Do you have rights? I, Joey Drew, I'm an independent photographer from Somerset. I have rights, but you, who toil for hours and hours in that dusty hell under the earth so that some rich bastard can pay a heap of taxes to that same old Kruger, do you have rights? Can you, who dig their gold and kick backsides for them, can you vote for somebody so that you can make this country right? No, says that dumb old Boer Kruger. Sorry, Hans, no offense.
But every dumb boer who can't read a letter and speaks that throat language. Sorry, no offense, Hans, no offense. I mean, facts are facts. You're my friend. You're my blood pal. No offense, but a man can't help what he's born. That's it, that's it, that's it. You see, you get prices for them. You allow your lungs to turn to rock. Huh? And what do you get in return? Huh? There's not even a single damn vote. You die for them, damn it! You're not going to die in this war, are you? Please? War is a dangerous business, my love. Your grandfather died in India, and it was the death of your grandmother, because she never could get to his grave, not a flower. And your dad was eaten in Africa. No grave. He must be all over the place. I mean, with those savages sitting in all the bushes. They ate him and they spread him, you know that. He wasn't eaten, Ma. He was. All that missing in action stuff is all nonsense, I tell you. He was eaten. They eat people in Africa. You want to get eaten? The Boers are not cannibals, Mom. All I've got left of your father are 2 medals on the wall and a single photograph and that horrible carving. That come in the post when he was already dead for months. And a son he's never seen, with no manners and no feelings for his mother. It's not enough, you hear me? I won't die, Mom. That's what your dad said when he was leaving the bastard. And all he got for his trouble was to get eaten in Africa. You don't go. I'm going, Mom. I shall go and get your bloody bones right out of their stomachs if I have to. We need at least one decent grave in this family for flowers. I'll go and get your damn bones myself if I have to. You die in a war? Are you too stupid to understand that? That's what it's all about. Ask me, I know. Oh, God. Get some sense into him before he goes. I mean, I know you can't look after them properly in the battles with all those bullets and things flying around. That's why no prayer for them ever really helps. So get a move on and stop him now. I got to work. Hans, Joey says he can get you back to your people. He's right, Hans. I will. This is my livelihood, and from today onwards, it's yours too. I'm an educated man from Somerset, and I can't stand by and watch them allow your lungs turn to rock. And when the war starts, I'm gonna leave this town anyway. Yeah? Oh, you've got a cart? That can be your hop share. Yeah, you can work the horses and speak that throat language when they're too dumb to speak a good, educated man's English. Beautiful, you're all beautiful. Ek sê nog, iemand wat so sê is 'n lafaard. Is dit wat jy my noem? Ek noem jou nie 'n lafaard nie, oom Wynand. Al wat ek sê is, iemand wat dit sê, is 'n lafaard. Ek het dit gesê en ek sê dit nog steeds. Daantjie, dis darm nie hoe mens praat nie, my kind. Doen 'n bietjie respek vir ouer mense. Ek toon wel respek, maar
Maar hoe kan enigiemand by sy volle verstand sê ons moet net toelaat dat die Engelse inkom en alles vat? Dis nie wat ek gesê het nie. So wat het jy gesê? Ek het gesê 'n mens moet alles doen om die oorlog te voorkom, omdat ons nie sal kan uithou teen die Britte nie. Wat van Majuba? Ons het hulle gat oordentlik daar geskop. Daantjie. Ekskuus maar. Wat ek bedoel is, 'n Engelsman hardloop weg vir 'n man wat op sy regte staan. Om net ons vryheid weg te gee sonder om te veg. Dit is lafhartigheid. Wel, laat ek vandag vir jou sê. Lank nadat mense van jou soort met hulle kreet vir oorlog die aftog geblaas het en stertes in die bene gaan wegkruip wat agter blerrie grootbek prater aan sy nek. Nog steeds bly veg. Lafhart. Hoe durf jy jou? Maar ek het nie bedoel Dorothea, jy... sê daar die seun van jou met sy mond hou of ek maak dit vir hom toe. Daantjie. So ek mag nie eens 'n opinie hê oor my vryheid nie. Jy kan enige opinie hê wat jy wil hê, solank jy beleefd bly. Waar is jou pa? Dani. Praat asseblief met daai seun van jou. Los dit, Martie. Maar dit is tog net 'n misverstand. Die oorlog werk op almal van ons se senuwees. Die koffie word koud. Kom ons gaan in. En ons het ander probleme, Dani. Nou het ek sowaar alles gesien. Hulle weet tog ek wil hulle nie hier hê wanneer ons gaste het nie. Wat wil hulle hê? Elke keer as hulle sien iets gebeur, daag hulle op. Ek dink hulle wil net afgeneem word. Dan kan hulle dit by hulle eie plek laat doen. En wie gaan in elk geval daarvoor betaal? Soos jy weer haar 4 hoenders aanbied. Op die ou end sê jy betaal. Kyk daar. Ek het jou gesê. Vandag en niks later nie. En die minders moet die agterdeur gebruik. Hulle weet dit. Dani? Sorry, ma'am. No offense, ma'am, but I would like to take your photograph. For free, if you don't mind, ma'am. Why? What do you want to do with it? Well, you see, it's like this, ma'am. I'd like to keep it to show other people how nice they can look. Why don't you take a picture of her? Yes, why not? Well, no offense to the young lady, ma'am, but you are very beautiful. Well, where would you like to take it? This way, please, ma'am. Meneer julle. Ja? Voort, mevrou. En wie gaan daarvoor betaal? Sannie. Ek geef jou 5 hoenders. Ek sal betaal. Petrus, ons wil met my praat. Julle kan net hier wag. Kom, sit julle. Die laaste 3 oggende na mekaar is sy by die melkery. Sy het dit nog nooit gedoen nie. Ek het haar nie soontoe geroep nie. En ewe skielik hardloop sy oral rond om jou te ontmoet. Elke 5 minute. Wat wil jy hê moet ek doen? Al net wegjaag. Oppas wat jy sê. Of ek maak jou stil. Stadig nou, dankie. Petrus, wat daar ook al is tussen jou en Nelly. Daar gaan niks aan nie, oom Dani. Ek het hom gesê. Ek sê dit net een keer vir jou. As daar niks is tussen jou en my dogter nie, soos jy sê, dan moet dit so bly. As daar is, hou op daarmee of gee pad van die plaas af. In geval jy wonder hoekom. Dis oor jy 'n minter is. En jy niks het nie. Dankie, dis genoeg, man. Ek dink jy moet oorgaan na die huis toe, Petrus. Hulle wag seker al vir jou om die foto te neem. Ek het vir julle 2 Mausers wat die regering uitgereik het vir jou en jou pa. Minder hoor jy nie, my pa het met jou gepraat.
Ek het gehoor En wat het jy gehoor? dat ek darm goed genoeg is om te skiet. Hy kort slaap, ha? Jy probeer nie weer nie, dankie. Hy het my bespring van agter af, pa. Dis nie wat ek gehoor het nie. Nee, julle kom weg van daai ding af, Trina. Kom sit en sit stil. My arme oorlede skoonma draai vandag in haar graf om. Wat? Luister maar, pa. Ek sê my liewe oorlede skoonma draai op hierdie dag in haar graf om. Vir wat sou sy dit? Nooit. Sy sal dit nooit toegelaat het nie. Wat toegelaat het? Martie, laat staan die mense tog nou. Nee, Wynand, laat ek my sê. Nou sê. Jy meen die klavier is 'n instrument van die duiwel, reg? Dis omdat ek in die Kaapskool gegaan het en met sulke vreemde beskouings daar uitgekom het, nie waar nie? En dis hoekom ek nooit 'n man gekry het nie. Omdat ek soos 'n dwaas gemeen het. Ek was te goed vir enige man wat hier rond is. Nes jy dit vir die Botas vertel het nou die dag agter my rug, né? En omdat ek dus 'n geleerde persoon is. En omdat ek 'n klavier het wat ek kan speel en waarop julle nog als jaloers is. Noem my jaloers as jy wil, maar laat ek vir jou sê. Ek weet my liewe oorlede skoonma sou nooit hierdie soort onkerklike instrument in ons huis toegelaat het nie, nooit. Ons speel net gewyde musiek daarop, Martie. Moenie dit vir my sê nie, pa. Om te dink, Gesina, jy het al die geld wat jou arme ma jarelank gespaar het gemors op die onkerklike instrument. Al wat daarvan kan kom is sonde en versoeking. Ek gaan my kappie haal. En dit in my eie liewe oorlede skoonma se huis. Sy is deesdae maar so. Ek bid dikwels dat God haar sal help om oor hierdie godsdienstige ding te kom. Ek het jou gehoor, Wynand. Maar ek sê julle vandag, hoe kan julle van die almagtige God verwag om sy mense in 'n oorlog te help as hierdie goue kalf in die middel van die huis staan? Kom, Trina. So, uiteindelik het iemand ons vertel waar die middel van die huis is. Dink pa, daar sal 'n oorlog wees, pa. Wanneer die Engelse 'n oorlog wil hê, sal hulle al hoe meer onredelik raak tot hulle dit kry. En hulle sal dit vat net soos die diamante. Mens kan hulle nooit vertrou nie. God help ons. God sal ons help as dit uiteindelik so ver sou kom. Nie waar nie, pa? Nie as jy 'n vraag daarvan maak nie. Maak dit 'n sekerheid in jou hart. Dan kan jy sê, moenie vrees nie. Dis eers dan wat jy berge kan verskuif. Ek glo nie ons mense verstaan hoe groot daardie berg is nie, pa. Ons moet bly glo soos kinders, Gesina. Ons moet ons gebede volhou en smeek dat God ons sal bystaan. Ja, maar die Britte sal so hard bid soos ons. Oorlog is nie 'n bidtoernooi nie. Moenie so praat nie, Gesina. Ons God sal sy rug keer op ongeregtigheid. Wie ook al teen ons is, kan nie magtiger wees as ons God nie. Dis waar, ja. Verskoon my. Ekskuus tog. Oom, kan oom asseblief opkyk? Are you ready? Ready now? Absolutely still. And that's it. Well done. Waarin gaan jy? Ek laat nie toe dat 'n suster van my agter Minter aanloop nie. Waarvan praat jy? Gij die getrou en ewig is en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Ons nader die troon met sidderende vertroue. Hier waar ons staan voor die onreg van ons vyande.
Tot ziens. Mooi bly. Dos. Kyk my nou. Oh, dankie. Dankie. Het hy geskryf? Ja. Niks vir my nie? Nee. En vir die laaste keer, jou pa sal nooit toelaat dat die Minterseun vir jou skryf nie. Nee, daar's niks vir jou nie en dis hoe dit gaan bly ook. Hy is gesond. En Wynand is nie meer by hulle nie. Sy kommando is ooswaarts gestuur. Al hoe hy kan skryf is op sy saal, sê hy. Ek kan nie uitmaak wat dit beteken nie. Kyk of jy kan sin maak hiervan, tant gesien het. Ag, Salsvoet, dit is net 'n verskoning. Hy skryf nog altyd soos 'n vlieg wat uit 'n inkpot opgeduik het. As hier geskryf staan wat ek dink hier staan. Ek skaam my vir hom. Ons is daarom getroud. Al is julle getroud, Magriet. Mens sê dit nie, en mens skryf dit nog minder. Wat sê dit? Sê net. Dit kom nooit oor my toe lippe nie. Nee, buk af. Dis koud. Dis warm te loop. My toon. Ek gaan op my dood kom jy so blessed stadig. Bly stil. Come on, you bastards. From here we'll drive you into the sea. Jy kan niks vir hom doen nie. Staan op.
Staan op en veg! Laat die lafaard! Veg! Hy het homself nat gepis. My seun het homself nat gepis. Hy het homself nat gepis. Lafaard! Kom Dani. Bekom Dani. Rondjie. As hulle by die voorste ry bosse kom, trek ons hulle neer. Struik. Vat dit. Dis koue vuur. Dis gangreen magtig. Sy toon sal vrot en dan sy voet en dan sy dye en dan vrot sy lies en dan gaan hy dood. Kan jy dit verstaan? Dit moet nou afkom. In die veldhospitaal. Hulle werk die gewondes aan mekaar. Vat nou die mes en doen jou plig. Gaan in die boonstelde toe en los genoeg sal om dit oor te trek en doen dit. Doen dit. Hy is net 'n swarte pa. Wat? Hy's 'n man wat geveg het terwyl jy soos 'n verskrikte teefhond gekerm het. Hy's 10 van jou werd. Sny! Sny! Kyk waar jy sny. Daar. Kyk my sak. Daar's sout en naald en garing. Al waarvoor my seun goed is in die oorlog, is om met 'n verband aan sy lyf te sidder en beef van vrees. My Harry says that the sun in a place called Maggie's Fountain is terrible. Maggie's Fountain? And he had to lie flat on his belly in that terrible sun all day. No. He says his neck is like an old angry turkey, all blisters. Soldaat, vat ons perde toe. Ons gepad gee nou dadelik. Was dankie. Ons gee nou. Los hom. Ek kan nie, hy sal my doodmaak. Gaan saam met hulle. Ek gaan dit nie maak nie. Ek sal uitkry. Ons moet wegkom. Ek bring vir Daantjie. Dis Peters. Ek sal terugkom vir. Soldaat, bring Daantjie se perd. En Daantjie? Bring die perd. Maak soos hy sê. Peters, as ek dit nie maak nie, kan jy van Nelly kry as jy wil hê. Hoor jy, soldaat? Ja, ek hoor. Dan kry die perd. Petrus.
Ek kan net saam met julle gaan. Nee, vergeet dit. Soldaat. Hulle weet hoeveel mense is nog hier bo. Dit is deel van die wapenstilstand. Peter, asseblief. Maak of jy dood is. By die graf kan jy meng. That's all of it. Go. Amen. Petrus. Doen my net een guns asseblief. Dan sweer ek nou. Dan kan jy vir Nelly kry. Vir wanneer af is Nelly joune om te kan weggee? Sê net vir my pa. Sê net jy kom my toe nie kry nie. Ek gaan nooit weer terug nie. Ek smeek jou. Het sal miskien ook beter vir hom wees as hy glo dat jy gesneuwel het. Of gevang is. Loop gee jou liewer oor. Ek gaan eerder dood. Okay, oh no. Oh no. Sê net vir hulle, dis my bloed. Laat dit droog word. Dis my bloed. En dis al, weet jy? Ek is so jammer. Hulle sê Duintjie, oor hulle Duintjie het dit gedoen sodat die ander boere kon wegkom. Hy het nie gevlug nie. Net aangehou veg tot hulle hom geskiet het. So hy is dood as 'n man. Al wat in die sak was die mes. En hierdie brief. Dis die mes wat ek nog vir hom gegee het. Vat dit. Duintjie se bloed is nog op die mes. Gee dan van my. Spesiaal. Dis kosbaar. Kyk, sy naam is daar. Ja, ek sien hom. Paar soldaat. Ek moet vir Margriet hier stuur. En vir sy ma. Soldaat was vanoggend weg. Hy is hier weg met Daantjie se perd en Mauser. Ek wens dit kon anders wees, Margrieta. Hy het 'n dapper man gestel. Tannie Margrieta, ek het nie gedroom om daai keer dood nie. Ek het dit nie gedroom nie. Dis nie jou skuld nie, Finetjie. Ek is jammer. Die kind pla jou so.
Ek is jammer, Margrita. Ek is jammer om te hoor van Daantjie. Jy moet die mense uitlos. Toe, kom. Mamma, Sy huil nie eers. is maar daar's nie trane nie, maar sy huil binne en ek het dit gedroom. Nee, traan nie. Jy moet ophou om die mense met jou drome te pla, Fina. Toe gaan roep vir Pieters en vra vir maar jou paas. Jou ma het nie geweet wat om met hulle te maak nie. En ons was altyd teen Petrus, want hy's 'n minder. Ek het baie dinge gesien die afgelope maand. Ek het gesê Petrus mag maar by jou kuier. Pa? Gaan lees jou brief. Hulle is tog joune. Ek sal met jou maar praat. Dankie, pa. Baie dankie, pa. Baie dankie. Jammer. Ek is jammer, pa. Jammer. Toe maar. Oh. Hier. Vat dit. Ja, Petrus, wat kan ek vir jou doen? Oom Dani het gesê ek kan by Nelly kuier. O, wel, dit sal ons nog moet sien. Wat gaan aan, Nelly? Wat, ma? Het jy vir daai mindervent gesê hy kan by jou kuier? Pa, Raak jy heeltemal van jou verstand af? Jy weet watter klas mense die minders is. Ek sê nee, en dis hoe dit gaan bly. Sê vir hom hy wys nie weer sy gesig hier nie. Wag net tot jou pa hiervan hoor. pa het vir Petrus gesê ek kan kuier. En pa het my briewe vir my gegee. Vra hom. Ek glo nie wat ek hoor nie. So jy en daai minder het gepraat met mekaar. Ek glo nie 'n woord nie. Hoekom doen jy dit? Wil jy jou ouers se dood veroorsaak? Hy's net eenvoudig nie goed genoeg vir jou nie. Jy's 'n van wyk vrou. Jy moet dit tog verstaan. Niemand was goed genoeg vir jou nie, Tant Gesina, en kyk waar dit jou gekry. En daar staan hy toe, die skoonste wat ek enige minder nog ooit gesien het. En nou sê jy vir my dat jy, Ja, ek het- Dani van Wyk, om toestemming Hy's gegee 'n om goeie jou man. dogter te sien. Wat dink jy gaan word van arme Nelly? Mal oor hom soos sy is. So nou moet ek op die ou end staan en minterbabas vang. Wil jy hê sy moet eendag wakker skrik en besef dat sy getroud is met skuim? Jy kan dit nie aan my doen nie. En aan hierdie familie en aan die nagedagtenis van ons daantjie nie. Wat dink jy sy daantjie aan hom gedoen het? Hy sou hom nie net uit die huis uit geskop het nie, maar ook van die plaas af. Dis wat daantjie sou gedoen het, jy weet dit. Dorothea, ek bly nog die hoof van die huis. Toe almal gevlug het en daantjie ook nêrens te sien was nie. Maar ek dog jy sê daantjie het dapper gesterf. Ja, hy het, dankie Vader. Maar toe daar niemand was om my te help nie, het Petrus Minter gekom en my daar uitgekry. En dit terwyl die duiwel los was. 'n Dapper man. Daar's die wat dapper was en lafhartig is was, so ek weet hoe 'n dapper man lyk. Hy het my toestemming. Ek het my woord vir hom gegee. En ek breek nooit my woord nie. Wat jy aan jou kind doen. Vandag sal ek jou nooit in my lewe vergewe nie. En net dat jy weet, Dorothea, hulle het 'n lamp gevat en oorgestap na die Minters toe. Oh nou. Hoe kan jy toelaat dat sy so ver gaan, Dani? Jy het hom heeltyd weggejaag. Laat sy dan maar na hom toe gaan.
Julle het nie 'n idee wat ek deurgemaak het nie. En dit is dit wat ek deurgemaak het. Wat julle nou sê, los net vir haar en Petrus uit. Ek het so tussen die koels deur gesien hoe ons oor die verkeerde goed in die lewe kwel. As hy wil, mag hy sommer môre al my nuwe skoonseun word. Sy gaan met Petrus trou. Nie sy familie nie. Nelly, Ek wil graag vir Petrus sien. nou kon. Ek wil asseblief alleen met hom praat. Weet er is. Weet er is. Weet er is. Jou ma. Ek het gekom om vir jou te sê ek het jou lief. En dit maak nie saak wie wat ook al sê nie. Dis met jou wat ek gaan trou. Nelly, ek het gedroom jy trou, Nelly. Ek het ook, Finetjie. Ek het ook. Kom in die huis in, Fina. Kom nou. Jy kan nou inkom, hoor, Nenny. Ek gaan net gou. Toe kom. In is julle. Goeienag. In is julle. Nag dan, Sannie. Droom voort, Finetjie. Droom maar lekker. Moenie dit sê nie. Ek weet dit. Oh, my captain. My brave captain. My soft, loving arms are waiting. Waiting. My Harry says marching to Pretoria is like marching 3 times round the coast of England in the desert sun, he says Harry. And he says his feet are killing him. The new boots they gave him in Bloemfontein are in pieces again. But he says he'll be coming home soon because they've got the Boers on the run, he says. You don't say. He'll be the first one in my family to come home from a war, you know. Hold it! Hold it! Beautiful. Wonderful. Where were you when the fighting went on? Kimberley. I got stuck there in the siege. Nearly lost 20 pounds from the hunger, you know. What did you eat? Horse. Horse. Lean horse. And horse. Well, at least we had some meat. The blacks went through hell. That lot in the mine compound. Oh, nearly got nothing. I tried to take their photographs. The soldiers nearly bit my head off. But I took them anyway. Why? You don't understand. But I'll show you. You see, that camera of mine makes memories that people can't deny later on. Do you think the British Army and those diamond people will ever own up as to what happened to those workers? Never.
But my camera makes memories. Indelible memories. Nobody's going to buy horrible pictures like these. I don't want something like that on my walls, or in my house for that matter. They'll be there to show people what they did. That's why I'll do it. It'll all be over soon anyway. You've got a longer job ahead of you than you think. It'll be senseless for you to carry on fighting. No. It is never senseless to fight for your freedom. Only one horse? Yes. Stay. Ek, bijna. Ek kom. Petrus, dis net oom Wynand. Jy kan maar weer gaan slaap. Kom sit Wynand, wat maak keer? Is dit Martie? Is iemand siek of dalk dood? Ek het met Danny kom praat. Alleen, dit kan nie wag nie. Dis hoekom ek dadelik gekom het. Ons kan in die kombuis praat. No. I'll go. I know where the room is. No offense, Mint. No offense. Dit moet ernstig wees vir jou om die tyd van die nag hier aan te kom. Ek wil nie meer veg in die oorlog nie. Wat nou? Ek wil nie meer beklei nie. Nou trap hier uit. Ek skeel vol vir lafaards. Ek het geweet jy sal nie verstaan nie. Wat bedoel jy? Verstaan dat jy te veel van 'n lafaard is om te veg vir jou regte. Verstaan dat jy nie omgee nie as die Britse ryk eenvoudig ons diamante, ons goud, ons land en nou ons vryheid vat nie. Verstaan dat my eie broer te veel van 'n bangbroek en te ruggraatloos is om uiteindelik te sê genoeg van die al ewige inmenging en geldgierigheid en oorlogstokery van die Britte, hè? Dink jy ek moet net staan en toe kyk hoe my broer, wat homself 'n boer noem, die vryheid weggee waarvoor ons vaders betaal het met hulle bloed en ons moeders ook selfs moes boet met swaar kry en lyding en oneindige bitter trane sonder enige protesaksie? Was 'n skoot in woede te veel gevra? Ek het so hard geveg soos enige ander man. Moenie jouself 'n man noem nie. Toe die res by Elandsfontein weggehardloop het, ek gebly tot die einde toe. Jy is so vrot soos hulle was. As jy 'n bankbroek en verraaier is, gaan sluit dan aan by hulle. Ons lewens lank nog. Was jy die heilige in die familie? Jy dink nog altyd jy's beter as ons almal. Nou het die trotse Danny van Wyk 'n dogter wat getroud is met een van hulle. En boonop, skielik ook. Jy dink ons kan nie sien wat aan die gang was nie. Jy kan gerus my dogter se maande begin aftel soos 'n ou jong nou as jy wil. Maar gaan doen dit iewers anders. Ek is trots op my skoonseun. Hy het my daar uitgekry terwyl hy hellos was. Hoekom het die trotse van Wyk bloed van jou seun jou nie uitgekry nie? Waar was Dankie? Waar was daai grootbek Dankie van Wyk met sy kamatrotse familienaam? Hy het homself gesit en nat pis toe hy die koels oorvlei. Dis waar hy was. Dink jy die kommando het nie geweet van sy dapperheid nie? En jy noem my 'n lafaard. My seun het geveg en gesterf soos 'n man. Hoe durf jy so praat van my groot verlies? Hierdie mes is my oorlede seun se. Dis sy bloed, my bloed wat daaraan sit. Vir my is dit baie heilig, Wynand. As jy dit weer waag om dit te bevuil met woorde, maak ek jou dood. Vir my is dit die bloed van 'n man wat sy vrees oorwin het. Daar's niks meer kosbaar as dit nie. En vanaand sê ek vir jou, as jy besluit jy gee oor, kan jy hier weggaan en jy sal vir my soos 'n dooie man wees. En as ek jou ooit vang waar jy die Britte ondersteun, sal ek jou skiet soos 'n hond. Sit nou, Wynand.
Ek is jammer. Dit spyt my. Vergewe my. Hierdie hele ding vreet aan my. En Martie. Dani, ons kan nie hierdie oorlog wen nie, nooit. Al probeer ons ook hoe hard, al offer ons wat op. Vir jou was dit 'n seun. Hoeveel meer moet daar nog wees voor ons uiteindelik buig voor die onvermydelike? Na die vreeslike geskree, maak ons eers koffie vir jou ook. Daar was iets wat oom Wynand gesê het van Daantjie. Ek kon nie alles hoor nie. As jy nie kon hoor nie, Margreta, dan glo ek nie ons sou oor so beter vaar nie. En broers sê bitter dinge om mekaar by te kom. As dit gaan oor politiek, raak mans altyd in die skree en dan raak hulle stil. Koffie? Nee, dankie Tagasina. Ek wil gaan inkruip. Ek kon sweer daar's iets wat oom Wynand gesê het van Daantjie. Wynand het iets gepraat van Daantjie, Dorothea. Ek het nie mooi verstaan nie. Ek sou hoor by Dani. Ek sou hoor. Kyk simpel, hè? Wat jy hier die hele wêreld moet rook sien. Hè? As jy wil weghardloop, moet jy verdwyn. Waar kry jy hulle? Ek het hulle Waar kry jy gesteel. die hoenders? Waar kry jy die geld hiervoor? Man, jy weet ek het nie geld nie, ek het hulle gesteel. Ons moet vanaand ry, die mense gaan agterkom. Ons moet gaan waar mense jou nie ken nie. En jy moet anders lyk. Kryf jou ander naam. Jy noem my Alfred. Selfs as ons alleen is, want ons moet daaraan gewoon raak. En jy moet 'n ander perd kry sodat as mense jou teekom, jy jou pad kan uitleeg. Sê nou ek vertel Margreta. As ek al net gaan vertel. Al net gaan vertel van hierdie ding in my. En dat ek nie so wil wees nie. As ek al sê. Dink jy sy sal my nog lief hê? En my dalk skuiling gee? Jy sal haar nooit vertel nie. Jy sal lieg. Sy mag nooit weet nie. Nooit nie. As jy nou ooit vertel, maak ek jou dood. En vir Petrus Minter as hy vir haar sê. Margreta mag nooit weet nie. Sweer, sweer. Jy vertel nooit vir Margreta nie, soldaat, sweer dit. Ek lieg nog altyd saam met jou. Nooit teen jou nie. Antwoord my. Ja. So sy sal dit nooit hoor van my nie. En sy sal dit ook nooit hoor van Petrus nie. Hoe weet jy? Petrus wil van Nelly hê. Hy wil self ook 'n van Wyk wees. Daarvoor het hy jou nodig. Hy moet net sy mond hou, dan het hy vir jou. Soldaat. Wie is dit? My naam is Alfred. Wanneer jy lieg, moet jy lieg en jy moet ook glo wat jy lieg.
Wanneer is die eerste Vryheidsoorlog geveg, jongman? Wie het oorwin en waar? 1881. Ons het gewen by Majuba. Goed, maar sê my nou, vir wie het jy gestem in die laaste verkiesing? Paul Kruger of Piet Joubert? Joubert. Waarom Joubert en nie Kruger nie? Joubert was gekant teen oorlog. Hy sou ons daar uitgehou het. Dit was daai tyd, maar nou veg jy tog gevoel. Ek was teen die oorlog, maar nou is ek beslis deel daarvan. Ek sal veg tot aan die einde. Die bitter einde. Goeie jongman, jy verbaas my. Jy weet meer hiervan as ek. En dan verseker ek jou, ek sal vir jou skoonpa vertel, jy het 'n goeie kop op jou skouers. Jy kan nou maar uitkom en hom kom haal, Nelly. Ek weet jy's daar. Jy moet met haar praat, Dorothea. Sy maak 'n spektakel van haarself met daai mantel. Petrus, dit lyk vir my jy en Nelly kom regtig baie goed klaar. Ja, pa dan. Maar ons is gelukkig. Dankie. Ons is so gelukkig, ek raak selfs al bang om bang te wees. Wat? Bang? Jy? Pa dan sal nie verstaan nie. Al wat Leef en B vertel vir my deesdae, ek sal nie verstaan nie. Wat's dit wat ek nie sal verstaan nie? Die laaste paar keer wat ons onder lood was, het pa geglo ek was dapper. Ek was nie. Ek was net roekloos. Ek het nie omgegee oor myself nie. Ek was niks. Ek het niks gehad nie. Ek was 'n nuttelose man. Ek sou 'n nuttelose lijk ook gewees het. Vir wat sou ek omgee? Selfs toe jy my uitgekry het. Dit moes gedoen word. Het jy altyd van Nelly lief gehad? Ja, en sy was toe nog maar 'n dogtertjie. Toe ek jou gehelp het daai dag. Ek wonder partymal of ek dit vir Nelly gedoen het. In 'n sekere sin. Dalk was dit selfsugtig. En wou ek vir pa wys dat ek beter kon doen as daantjie. Jammer, pa Danny. Ek moes dit nie gesê. Nee. Daantjie het uiteindelik oor sy vrees gekom en sy bloed gegee. Ek weet wat jy bedoel. Daar was 'n kant van daantjie wat dikwels gemaak het dat ek dinge doen en sê waaroor ek nou jammer is. Wat is dit wat jou bang maak om bang te wees? Ek wil teruggaan na Nelly toe. Ek's nie meer en niks nie, ek is nou iemand. Ek het nou self iets. En ek weet ek is ook iets. En die mooiste ding in die wêreld is nou myne. En ek wil nie meer doodgeskiet word nie. Ek is bang ek voel wanneer ek koel stryf. Wou jy regtig doodgeskiet word? Miskien nie. Maar ek was 'n minter. En ek het geweet wat mense van ons dink. Dit het seer gemaak om te wees wat ek was elke dag van my lewe.
Dit het seer gemaak om Nelly lief te hê. En te weet sy's buite bereik. Om te sien sy's lief vir my ook en sy kry hel daarvoor. Was dit regtig so erg? Erger is wat ek kan sê. Dit was erg om te sien hoe mense neersien op ons. En my ma behandel soos vuilgoed. Sy is nie toegelaat by die huise se agterdeure. Niemand wou haar innooi nie. Dit was swaar om my te skaam vir haar. Toe sy tog so bly was oor elke klein ou dingetjie wat sy verniet kon kry. Of toe sy omtrent nie uitgepraat kon raak oor 'n vriendelike woord teenoor haar nie. Dat ons een van die agterdeurmense was, het seer gemaak. Ek wou 'n voordeurman word vir Nelly en ek kon nie. Dink hoe nie. Ek kan jou nie sê hoe vernederend dit is nie, Pa Dani. Hoe dit jou hart stukken skeer om te sien hoe die mense almal vir jou ou kerel lag nie. Omdat Jakob Minter net een woord op 'n slag kan praat. Ek kan geen mens ooit in die gesig kyk nie. Nes 'n hond. Hond! Nee, ek bedoel dit nie so nie, Pa. Hond! Pa, asseblief, ek bedoel dit nie so nie. Hond! Pa. Sy het jou gebosvoed. En jy het my seun gesteel. Dit was nie my bedoeling nie. Maar jy het. Pa. Hond! Pa. Hond! Pa. Jy het. Hond! Pa. Pa, wag. Hond! Pa. Hond! Pa. Pa! Pa, luister nou net eers. Los my hond!
Fina, hou op, jy droom. Fina. Dorothea. Dorothea. Fina, waarheen gaan jy nou? Ek het gedroom 'n man versmoor tannie Margreta en die man maak haar seer. Jy kom nou op die daadhuis toe, meisiekind, en los die ander mense uit. Maar ek het gedroom van oom Daantjie. Fina! Jy moenie nou staan en jy mekaar raak met die dooies nie, hoor jy my? Jy sê nie 'n woord hiervan nie. Kom. Nie gebeur nie. Hierdie ding het dit nie gebeur nie. En jy het dit gedoen? In die donker? Ja. Ek kon dit nie help nie. Niks nie klip nie. Niks is wat jou skuld nie. Man kan nie sy vrou verkrag nie. 'n Man wat 'n man is sou nie. Sina! Verne! Dis waar. Hulle verbrand die prinses se hele werf. No way. Maak seker die diere ook dood. Gou! Span in hierdie kar. Trina, los die poppe in, kom haal kos. Jy kan nie poppe eet nie. Komberse. Trina, gaan haal kos. Parafine. Brandewyn. Kry 'n sak en pak beskuit in. Sina, mis. Moet nooit jou mond aan hierdie 2 bottels sit nie, hoor jy? Ja, mis. Vat hulle, loop sit hulle langs die geweer wat ek weggesteek het. Goed, mis. Toe. Is hulle op pad hierheen, Sina? Ja, mis. Nou, hoeveel is daar? 2. Ja, wat jy ons spaar weer met die perd. Oh, okay, cowboy.
En waarheen dink jy gaan jy? Dit het niks met jou te doen nie. Jy moet weer omdraai. Jy gaan terug kamp toe. Wat 'n kamp? Ek gaan omdraai nie. Hierdie afbeeld jy jou is jy dat jy hier opdag in die uniform van jou Engelse baas en vir my sê waarheen om te gaan. Verraaier skuim. Is hierdie speenvark saam met jou ook 'n rooi puitjie? What's she saying? She's going to be difficult. Natuurlik is ek moeilik. Julle spul het my huis afgebrand, jou verraaier skuim. En julle die diere doodgemaak het julle. Ja wel, dis wat julle kry as julle vir die boere wil kos gee. En nou gaan julle kamp toe. Nou. Het julle my katte geskiet? Ja. Glo jy? Souwaar ek sal vir die vegtende burgers katte voer. Maar dis hoe dom julle is wanneer julle slawe word van die Britte. Ek skiet julle voor ek hierdie wa omdraai. What's she saying? Al wat jy verdien is 'n koel. Kom. Luister. Wow, wag. Jy gaan nie sommer net skiet nie. Nie op enigiemand nie. What have we got here? Los my goed, dis myne. It's been a busy day. Los hy goed uit. Ek waarsku jou. Hou op, slim wees. Dis die beste van my oorlogsbyt vandag. Ek sê vir jou in properse Engels, sodat hierdie Tommy kan hoor. Do not drink that stuff. Slim, né? Baie slim jy. Jy is gewaarsku. Jy het meer as genoeg in vir 'n vinnige einde. Heads up! Don't worry about him. He deserves a slower death. Give me your gun or you're dead. Sina! Now take off his boots. Mom? I can't understand you're dead. He's hiding, Mom. None of your business. Take off his boots. He's not going to need them help, so take off his boots. And never take chances with snakes. Sina! Maak hier geen ander bordel, maak je ander perd vast. Hou het op, Sina! Sina, vat aan. Cowboy! Sê vir Greef, hy moet die saals bring en hulle stewels en bring die gewere. Nee, ek gaan hom net wegsteek. Nee. Ek ken jou man. Gaan boontoe. Toe. Gou. Ek hoor hulle. Dieper. Kom hier. Haal jy die kinders. Wag. Onthou, jy het niks gesien nie, Greep? Ek weet dit.